Ek lees uit Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ek is Don van Heerden. Ek het 3 volwasse kinders. Ek is ouma van 5. Ek is sentrumbestuurderes van 3 winkelsentrums. Ek was getroud met 'n man wat my mishandel het. Hy het dwelms gebruik, hy het gedrink, hy het my verskriklik mishandel. Onder andere het hy my geskiet. Hy het my gesig in mekaar geslaan. Hy het my neus gebreek. Hy het my geslat dat my ribbes gebreek is. Hy het vir my en my seun was nog babietjie, so geslaan dat ek die polisie gebel het vir hom. Daar's 'n saak van mishandeling teen hom gewees. In my huwelik het ek baie swaar gekry. Hy het vir my geld gegee en dan vat hy die geld weer terug vir dwelms. Ek kan nie kos koop nie, so kos was baie min. Toe ek besluit ek wil werk. Toe sê hy vir my ek kan dit nie doen nie. Ek sê vir hom ek gaan van my werk soek. Toe ek gegaan en ek het vir my by die inkopiesentrum het ek vir die dame gevra, kan ek ook asseblief karre oppas? Toe sê sy vir my ja, ek kan. En hy het vir my gesê ek kan dit nie doen nie. Toe sê ek vir hom ek gaan dit doen. Maar hy het elke dag na my toe gekom en my geld gevat. En op 'n stadium het ek net besluit tot hier toe en nie verder nie. Toe sê hy vir my, maar ek mag nie my kinders vat nie. Ek was baie ongelukkig geweest. My ma het vir my gesê ek moet hulle los. Alles sal uitwerk soos dit moet. En ek het 2 dae daarna te bel my toe sê vir my kom haal jou kinders. En van daar af is my kinders saam met my. Ek het vir dink 16 jaar het ek karre opgepas. Ek het moes geloop het. Ver werk toe en terug so 6 kilometer 'n dag. In die wind, in die weer, in die somer. Dit was nie altyd baie lekker nie. Maar ek het gewerk. As ek dit vandag moet doen, sal ek dit weer oordoen. Ek kan onthou daar's 'n tannie. Ons het meer het ek die tannies geken. Sy het gekom parkeer en sy het haar sleutel in die kar vergeet. Toegesluit. Sy sê vir my, sy gaan nie wag nie. Jy gaan dalk 'n oom kom wat baie kwaai is. Sy gaan in die winkel in. En sy was reg, die oom was baie kwaad dat die tannie haar sleutels toegesluit het. Maar dit was alright. Die oom het net so 'n bietjie kwaad gewees en toe sy weer fyn. En 'n ander keer, die tannie het ook gekom en die oom, hier kom 'n oom. Hy wil in die kar gaan. Ek sê vir hom, oom, jy kan nie in die kar gaan nie. Hy sê my, hoekom nie? Ek sê oom, ek het die kar uitgeklim. Hy sê maar dit is my vrou se kar. Ek sê maar oom kan nie in die kar gaan nie. Hy sê vir my, ek sê oom moet maar die tannie gaan haal daar waarever. Ek kan nie laat oom in die kar klim nie. Die oom was ook nie baie gelukkig met my nie. Maar wat nie lekker was nie. 'n Mens brand verskriklik in die son. My lippe het so gebrand dat ek moes tee drink met 'n strooitjie. Dit het lank gevat om gesond te word. Mens brand, maar die winter, dit is baie baie erg. Ek moes 6 kilometer werk toe stap. En dan moet ek daar in die koue staan. Dit is verskriklik. En dan vanaand, dan is die son al gesak, dan moet ek weer huis toe loop in daai koue. In die wind en die weer. Nee. Maar as ek moet, sal ek dit weer doen. Ek sal dit weer doen. Met die hulp van die Here. Hy het my, as dit nie vir hom was nie, sou ek al opgegee het. Ek sou opgegee het. Daai dae gevoel 'n mens wil opgee. Jy raak moeg. Jy raak frustreerd want baie keer soos vandag dan kry jy miskien 'n R50, môre kry jy R100, maar jy moet kos bære, huur betaal, alles daarmee doen. Alles. As baie keer sal 'n mens vir jou sê, nee, ek het nie geld nie. Dan kom
dan kom hulle kinders ook met hulle kar volgende keer, dan sê die kind presies dieselfde houding as sy ma. Ek het nie geld nie. Party mense sal jou sê, kan ek vir jou ietsie koop. Ek het vir hulle gesê, julle kan vir my enige ietsie koop. Net nie borreldrank nie. Maar jy kan vir my koekie seep koop. Jy kan vir my toiletpapier koop, want ek moet dit gebruik, anders moet ek dit koop. So ek was dankbaar vir enige iets. Een dag toe is ek besig om te werk, toe kom oom Piet Pretorius na my toe en vra vir my, wat kan ek hom vertel van die sentrum? En ek het hom, toe vra ek vir hom, wat wil hy graag weet? Hy sê hy wil alles weet, want hulle het net die sentrum gekoop. Toe vra hy vir my, sal ek belangstel om vir hulle na die sentrum te kyk, want hulle is in die Kaap. Toe begin ek werk vir oom Piet. Vandag is ek sentrumbestuurder van 3 sentrums. Oom Piet het vir my, in die begin toe het hulle my gesê, hulle het die winkelsentrum geverf. Toe sê hy vir my, ek moet kyk dat alles reg is. Hulle het my, as die kontrakteur nou nie reg gedoen het nie, moes ek hulle gebel het en dan sorteer hulle dit uit. Toe het ek vir hom Piet begin werk, maar ek het nog steeds karre opgepas, want ek het nog kinders gehad wat op skool was. So toe my kinders klaar was met skool, toe hou ek op karre oppas. Maar, toe werk ek voltyds vir hom Piet. En toe het hy nog 'n sentrum gekoop na daai ene, en nou onlangs het hulle nog 'n sentrum. Ek is, van Julie maand af, is dit die 3de sentrum, waarna ek kyk. Gelukkig bly ek by my eerste sentrum waar ek gewerk het, waar ek begin werk het. Ek bly daarso. Ek kan na my sentrums toe ry, maar ek stap. Dit is nie so ver nie. Ek stap van die een sentrum na die ander ene. Kyk daarso dat alles reg is, dan gaan ek na die ander ene toe. Ek beweeg maar so tussen die 3 sentrums rond. Ek kyk laat die sekuriteit werk, ek kyk laat die cleaners hulle werk doen. As daar een van die hierders 'n probleem het, dan sorteer ek dit uit, anders dan bel ek vir oom Piet hulle, en hulle sorteer dit uit. Oom Piet moes my vertrou het. Oom Piet sê, as hy my nie kan vertrou nie, dan kan ek nie vir hom werk nie. My kinders moes in die middag, moes hulle maar self by die huis gebly het, en hulle huiswerk gedoen het wat hulle kon, tot ek by die huis gekom het, dan het ek maar verder ek moes vir hulle gaan kos maak en dit, maar hulle huiswerk, hulle moes self vir hulle self gesorg het. Dit het maar moeilik gegaan. Dan wil hulle, elke kind wil maar ietsie hê, en maar kan dit nie alles bekostig nie. Met die Gariepfees, Kimberley het 'n Gariepfees gehad, hulle het gewerk, hulle het self karre opgepas. Maar nee, want hulle wil Gariepfees toe gaan. As hulle nog geld gekry, nee, wil hulle nie meer fees toe gaan, hulle wil liefst vir hulle self gaan ietsie koop. Ek probeer baie mense help. Baie mense. Jy hoef nie te gaan sit en bedel nie. Gaan pas karre op. Ek het baie mense probeer help, maar hulle wil nie. Hulle gaan bedel liefste. Party dae het dit baie moeilik gegaan. Ek wou opgegee het. Baie. Maar die Here het my gedra en my kinders moes kos kry. My kinders moet groot word. Maar 'n mens moet geloof hê. 'n Mens moet glo. Ek het by die huis gekom, partykeer moedeloos, want ek het nie genoeg geld vir alles wat hulle kort nie. Dat het tannie, toe my kinders skool is, Kersfees, ek het die tannie gehelp. Ek het haar gehelp 'n pakkie dra net oor kan die straat. En daai Kersfees toe gee sy my 'n koevert met R500 in. Ek het daai R500 gevat, my kinders skoolgoed gekoop. Ek het eintlik toe ek die geld, ek het so groot geskrik, ek het nie geweet wat gaan aan nie. Want hoe kry ek so baie geld? Maar die tannie het vir my die geld gegee en ek het al die kinders se skoolgoed gekoop wat nodig was. Hulle het nie luksehede gehad en niks sulke goed nie. Hulle moes
Maar van jongs af as hulle wou ietsie gehad het, my seun, hy was 'n Hans Wors gewees om geld te kry om bietjie vir hom iets te koop wat hy wil hê, wat hulle graag wil hê. 'n Mens moet werk vir wat jy wil hê. 'n Mens moet, jy kan nie net dit kom nie net van self af nie. Jy kan nie op 'n hoopie gaan sit en dink, iemand gaan my kom help nie. Niemand help jou nie. Jy moet dit self doen. Ek en Piet het eendag het ons gery na 'n ander gebou toe van hulle. Toe vra Piet vir my toe sê ek vir Piet ek bly hierso. Toe sien hy hoe ver dit is. Toe Piet hulle vir my by die sentrum waar ek begin werk het hulle vir my 'n woonstel gemaak vir my en die kinders. Ek bly tot vandag toe by daai sentrum. 'n Mens moet nie moed opgee nie. 'n Mens moet glo. Jy sal regkom. Daar is nie net sleg in die lewe nie, daar's goeie mense ook. Daar is goeie mense in die lewe. Stuur jou getuienis na getuig@lig.co.za.